Goeiemiddag. Ons het besluit om 'n video uit te plaas. Dit is nou omtrent 'n jaar terug wat ons die Quick&Neal touchscreen basies in die mark gesit het, nadat ons hom 'n jaar en 'n half ontwikkel het. So laas jaar Maart maand 2025 was dit die finale weergawe wat ons al lank agter die skerms getoets het en ander mense in Topskits ook vir ons getoets het, en veranderinge wat ons gemaak het op ons eie bevindinge en sowel as hulle bevindinge. En dit is nou omtrent 'n jaar terug, so ons het besluit net om 'n video te maak en vir die mense te wys. Daar's nie baie inligting nie, jy kan op ons webwerf kyk, maar video gewys is daar nie altyd inligting rondom dit nie. En wêreldgebeure en dinge wat in die wêreld aangaan, as jy weer uitfees het 'n jaar, 2 jaar of wat ook al. So dit is hoe jy tipies die masjien sal ontvang. Hy's natuurlik verpak, maar hy kom met sy kragkoord en 'n drukpen of 'n stylus. Hierso is sy 'n neeltry. Hierdie is 'n beskermde laag film. Haal hom af, anders te brand jou dop om. En soos jy sien, verpak hy mooi bo, maar hy skuif daar onder in en dis waar jou doppe val. Dan kom hy met 'n stof cover of 'n dust cover, soos die mense sê. Een van ons kliënte het vir ons gesê, noem dit sommer 'n stofkousie. So ons gaan met die Afrikaanse naam van 'n stofkousie. En dis belangrik vir elektronika. Elektronika hou nie van stof nie. Stof gaan lê op jou PC-borde, gaan lê op komponente, en dit maak dat masjiene, ek praat nou van elektronika oor die algemeen, dit maak dit warm, dit maak dat jou temperature en jou goed nie reg is nie oor tyd. Dit is wat jou masjien breek. So dis hoekom ons dit saam gee. So asseblief, jy kan sien, hier is die kragdraad op my linkerkant reeds ingeprop, so dit is moontlik om dit so te doen. Verkieslik moet hom nie in die muur inprop nie, as daar weerlig op 'n lyn of iets is, dit kan terugfiet, dit het al gebeur in Namibië, en weerlig het, niks keer weerlig as hy dan hardloop nie en verskade. So haal hom uit die muurprop uit, sit sy stofbeskerming op, en hy kom standaard. Dit is, so ek sê, jou masjien kry, en hierso is jou gids, en dis alles, as ek net so vinnig blaai, is alles in kleur vir die touchscreen, want wat jy sien is in kleur. So hier's kleurdemonstrasies vir wat jy moet druk en wat jy moet doen. Agterop is ons details vir indien jy enige hulp nodig het, tegnies of raad of wat dit ook al mag wees. So daar's die masjien. Hierso is 'n addisionele kaartjie wat ons bysit. Die masjien kan 20 wapens of kom ons sê dan doppe se inligting hou, wat jy volgende keer kan optrek en vinnig aan die gang kom. En ons spot altyd, ons sê hierdie is vir die skoonfamilie of die swaars of die pelle wat nie wil bydra nie. Jy wil nie hulle goed dalk op jou masjien hê nie, maar hierso kan jy 10 doppe se detail insit. So wanneer jy ander mense of selfs jou eie, as jy meer kalibers het, aansit, dan kan jy vinnig na dit toe gaan en jy kan begin neel sonder om hulle goed saam met jou net te stoor. Dan verder wat bykom met die masjien is maar 2 gidsies of eintlik 3. Rooi gids, 'n groter een met 'n magneet en 'n kleintjie. So die kleintjie gebruik ons tipies vir 'n 223 en selfs kleiner, jou 204, al daai tipe kalibertjies. Hulle lê nie altyd senter nie, maar dit maak nie saak nie. Sodra die masjien 'n neel trek, die neelkrag is so sterk genoeg, die magnetisme, dat hy hom in elk geval senter, maar dit gebeur, die gaping onder wat hom laat uitval, is nie altyd groot of is nie groot genoeg nie, en 'n doppie mag dalk net 'n bietjie skeef lê. So dis meer kosmeties of kan die gebruiker afsit, maar sodra die proses begin trek hy hom reg. So ons gebruik hom, of jy kan hom gebruik as dit jou pla. Enige iets groter as 'n 223, as ons 6mm, 7mm, 3006, daai tipe van kalibers doen, gebruik hom sonder dit. Jy hoef hom nie in te sit, hy gaan in elk geval nie pas as gevolg van hierdie opening nie. Gebruik hom sonder dit. Jy kry wel die grootte by. Baie mense is lief dan om die grootte daarin te sit. Meer is welkom, dit gaan geen verskil maak nie.
Die grootste doel is eintlik wanneer die masjien op sy langste gestel is, en nou kom jy hier by 338, Lipoas, 375, Shitex, Hellfire, wat 'n baie lang dop het, 375 en Eibler. Hy is, as dit nie in is nie, is dit geneig om daar te val, want dit is 'n baie lang afstand, en dan is hy nie binne nie, die masjien kan hom nie lees nie, en jy moet hom heeltyd met die hand reg maak. So om dit te voorkom, sit jy daai gids in, en hy val elke keer reg in. So baie mense sal sommer daai gids insit as hy iets groter as 'n 223 doen, dan weet hy het nie 'n probleem nie. En dan laastens, hier is die rooi proppie. Hierdie rooi proppie gebruik ons om die hoogte te bepaal, want op die einde van die dag wil jy jou dop anneal, jy soek die hitte op tussen die nek en die skouer, en natuurlik die coil van ons het 'n area wat baie gekonsentreerd is, en waar die meeste hitte is, wat ons konsentreer, en dit is waar ons dan natuurlik ook die dop wil behandel, en dan nou wil laat uitgloei, of soos Engels anneal, en die gids vir enige kaliber, help by jou net om te sorg dat die nek area in daai konsentrasie is. Daar's met enige iets is daar uitsonderings, as ons kyk na 270, 3006, selfs jou 2506, en baie van die groter kalibers het langer nekke, en vir dit, jy hoef dit nie te doen nie, die masjien anneal nog steeds reg, daar's nie 'n probleem nie, maar wat ek doen is, hierso is, ek wil nou nie inzoom nie, dan gaan ek nou onnodig fokus en goed weer moet stel, maar hier langs die kant is die millimeters met 'n pyltjie wat jy aantekeninge kan maak en op die masjien of daar sit, en al wat dit beteken is, op hy langer dop, ek stel voor, of dit is wat ons doen is, waar die proppie, ons sal later 'n video sal ons dit bietjie verduidelik, maar waar die proppie beweging en goed maak, dis waar jou hoogte is, stel hom op, maak jou tafel vas, en daar is jy op jou hoogte, en dit bly vir daai kaliber altyd jou hoogte. En op daai 270, 3006, 2506, is ons voorstel is, lig hom, hier is jou millimeter lesings, 2 mm hoër, omdat hy so lang nek het, gaan 'n 2 of 'n 3 mm net op, laat jy net weer mooi op die skouer en nek area onder toe is, maar dit is nie nodig nie, die masjien anneal nog steeds, maar hierdie is nou maar, dit is nie in ons boekie nie, maar dit is nou, as 'n mens baie die masjien gebruik, wat jy sien, soos ek sê, jy moet nou 'n masjien hê wat vir alles werk, en nie alle doppe is dieselfde nie, en om nie 4 of 5 van hierdie gidse te maak, en mense deur mekaar te maak, wanneer moet hy wat gebruik of iets nie, is hierdie generies, wat vir 99% van die kalibers daar is, maar met die uitsondering, as jy daai lang nekke het, kan jy die masjien manipuleer, en hom net 'n bietjie hoër stel, so laat jy op daai area kom. En nou natuurlik ook, as ons bietjie praat oor SLR'e en Acklys, wat jy groter area wil warm maak, ons sal later dalk bietjie diepte in sulke video's ingaan vir julle, wat jy groter area materiaal wil behandel, wil jy hom ook bietjie hoër stel vir daai eerste vorming en goed waar jy nie kommersieel doppe kan koop nie. So ja, julle moet net na die masjien kyk, kom ons sit hom aan. Visueel, daar kom hy aan, hy doen gou vinnig 'n toets, en daar is hy klaar, hy is nou reg om te anneal. Hier is reeds 'n tyd in, so dit is die laaste tyd wat jy gedoen het, wat die masjien dan nou basies vir jou stoor. So tong in die kies, as ons nou hier 'n skoonpa, of 'n swaar tyd het, daar is hy 4.2, kom ons sê 4.5 sekondes byvoorbeeld, stel die tyd op, druk hierso, save, en hy trek daai tyd vir jou deur, jy kan op jou waarde, jy kan die waarde verander, om op of af te gaan hierso, deur te plus en te minus, en hy wys ook net vir jou die status, op wat is hy, die masjien is op 'n 2% deviasie gestel, ons sal later in dit ingaan, 611 doppe geanneal hierdie masjien, en vir die sessie, ons het hom nou aangesit, ons nog niks in die sessie gedoen nie, hy is op 0, en ons niks op ons grafiek nie, want ons nog geen dop gedoen nie, en al hierdie waardes is 0 en 0 op die deviasie. Soos jy sien, hy vat hom terug, en ons het dit probeer vereenvoudig. Ons moet kyk na mense, baie is, kom ons doen 'n app, ons kan en wil nie 'n app doen nie, dis eerstens kommunikasie, dis die CASA lisensies, dis met uitvoerlande se lisensies om met apps en goed te werk. Baie mense sal vir jou sê, dis nie nodig nie,
Dit is ongelukkig nie waar nie. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. As vervaardiger moet ons deur al die hoepels spring van sertifisering, elektrotechnies, veiligheid, daar's 'n hele klomp goed waaraan jy wetlik moet voldoen. Elke liewe persoon wat 'n elektriese toestel het, so of dit nou 'n annealer is of 'n skaal is of wat ook al is, jy moet deur daai selfe hoepel spring om te mag verkoop en jou eindgebruiker te beskerm. So dis 'n mond vol op dit, maar wat dit beteken is, alles is veilig, alles is getoets hierso, die masjien gaan jou nie skok nie. As jy 'n pasaangeheer het, 'n gehoorapparaat het, die golwe en EMI en goed wat afgegee word is binne die verlangde vlakke en is veilig vir gebruik. So dis ook baie keer dalk 'n vraag wat ons kry. Om terug te kom na die app toe, so dis ekstra lisensies, is ekstra kostes, gaan kostes opjaag. As jy uitvoer, ons voer na 'n paar lande toe uit, dit moet deur daai lande getoets word, moet deur daai lande geaanvaar word. Nou ek kan vir julle sê, ander masjiene, ander vervaardigers doen dit dalk nie altyd nie en kom daarmee weg. Die polisieering is dalk nie altyd wat dit moet wees nie, maar tot iemand nou eendag seer kry of uitgevang word en dan word jou produk van die mark afgehou of as jy ongelukkig is, dan word hy sommer Dubai en hierdie goed word dit in daar basies gekonfiskeer totdat jy die nodige sertifikate kan lewer, en indien jy dit nie kan lewer nie, vernietig hulle dan nou ook jou toerusting, want dit voldoen nie. So dit hang af as douane om sommer daar onderskep, hang af van wie jou koerier is en jou goed, dan verloor jy daar jou produk of eventueel deur toetsing en mense wat jou kan verkla, kompetisie wat jou kan verkla in ander lande en goed, en daai mense wat in beheer is, autoriteite kom en toets en vra jou vir jou sertifisering en vir jou sertifikate, en jy kan dit nie vir hulle verskaf nie, en dan haal hulle jou produk van die mark af. En dit geld ook in Suid-Afrika. Word dit gepolisieer? Ek dink ons almal weet nee. Moet dit gepolisieer word? Ja. Die hoofmense sit sommer hierso in Pretoria wat dit moet doen. Hulle is veronderstel om dit te polisieer op al die produkte, maar ja, dit word nie gedoen nie, maar soos ek sê, as jy eers op hulle radar is, het jy moeilikheid en jy wil tog jou kliënte en jou mense wil jy beskerm. So, ons doen geen app nie. Die ander nadeel is van 'n app, as jy op 'n plaas is en daar is nie toegang nie, of jy is op 'n skietbaan, 'n kompetisiebaan, 'n gongbaan, en daar's nie selfoonontvangs nie, wil die apps nie werk nie, hy wil nie konnekteer na die masjien toe nie, want baie van die ouens sal sommer langs die baan goue niel doppe as hy deurdring in 'n kompetisie, en mense wat op afgeleë areas is en nie goeie ontvangs het nie, wil dan ook nie werk hê. So die masjien gebruik nie 'n app nie, hy werk of hy werk nie. So ons het dit probeer eenvoudig hou. As ons na ons menu toe gaan, klik ons menu, taamlik eenvoudig. Ek gaan hierso nou maar 'n bietjie probeer inzoom vir julle, laat julle ook net sien wat daarom daar aangaan. Jammer vir die bewe, dit is nou maar die toerusting. So, daarso is jou toetsmodule. Toetsmodule is wanneer jy 'n dop wil bepaal, jy moet sy tyd bepaal, hoe lank moet jy hom anneal, hoeveel tyd moet jy in hom toepas, en moet jy hom gee vir die verhitting. So jy gaan op daai funksie, en op daai funksie voer jy die toets uit, ons sal dit ook later behandel, en jy kry jou anneal tyd, en dit is jou anneal tyd vir jou dop. Dan het ons hierso die tyd, wat jy ook hierin kan verander, sowel as jou deviasies kan jy ook hierin weer eens verander. As ons gaan na die term daar gebruik, die library, hier is jou verskillende doppe wat jy nou opsit op sy geheue. Hy kan 20 vat met hulle tye en hulle profiele en wys hoeveel keer is daai spesifieke dop gedoen. So jy kan sommer gou sien, hoor hierso, ek het op my 243 Remington het ek 48 doppe gedoen, of ek het 448 gedoen. So ek het hulle nou al 4 keer geskiet, ek gaan vir 'n 5de keer, en so kan jy afgaan en kyk waar is jou count, en dis onder daai profiel. Jy moet ook dan nou daai profiel gebruik, laat hy vir jou lesinge op daai profiel. As jy nie die profiel gaan selekteer nie, gaan hy nie vir jou spesifiek op daai profiel dan nou vir jou die tyd en die inligting hou nie. So dit is wat die library betref, en net vinnig wys, mense vra ons hoe verander jy, dis maklik. Onthou het 'n aanraakskerm of 'n touchscreen,
alles is interaktief. As jy aan iets raak, gebeur iets. So, jy klik in hom en daarso kan ek dit delete en ek kan backspace en ek kan my goed hernoem soos wat ek het wil hê. As ek gelukkig is wat ek wil hê, sê jy net op die einde van die dag, okay, en jy moet hom daar save, want hy weet daar was iets anderste, so miskien is 'n kind of iemand het hier gepeter wat nie moes nie, en as hulle nie save nie, dan vat hy wat in sy geheue was. So indien jy iets daar verander het, dan sê jy net save, en hy vat jou dadelik om weer te geneil, want ons wil altyd neil, ons wil nie so baie praat soos in 'n video nie, maar jy kan nou gaan kyk daar en jy sien daar is die tyd, hy het alles reg gehou. En dan die laaste skerm wat ons het, so ons het net 4 skerms, is die sisteemskerm, en die sisteemskerm is meer vir ons, veral met die uitvoer, as ons mense dalk bietjie moet raad gee en support gee, en dan nou natuurlik in Suid-Afrika ook, maar hier is dit maklik met 'n telefoonoproep of 'n WhatsApp, maar die masjien wys vir jou, so daai 20 grade, dit is sy coil het sensors in, ek wys nou hier na die coil toe, so tans is dit die temperatuur, ons noem dit nou maar ambient, die lokale temperatuur is 20 grade wat die coil is, so hy is koud, en aan die bord, ons elektronika, is ook 20 grade, alhoewel julle kan hoor, hier is 'n gedryse fan, dit is sy power supplies, hulle power supplies het hulle eie fans en reguleer self, power supplies is aan, maar die fan is af hierso, want ons neil nie, so dis nie nodig nou vir verkoeling op die borde en die coils en die goed nie, en dan ook die pomp, waarmee ons die coils en die goed verkoel, is ook nou af. En dan natuurlik jou serialnommer, en daai serialnommer sal dan nou ook met die kant se serialnommer ooreenstem, en ons gebruik ook natuurlik die serialnommer vir ons waarborge, en dit is jou skerm, so as iets nie lekker is of iets nie, mag ons vir jou vra, gaan soontoe, neem vir ons 'n foto, en stuur gou 'n video, laat ons net sien, kom jou fan aan, want jy sê dalk vir ons, jy neil net 80 dop en is te warm, dan kan ons vinnig bepaal, bly jy dalk in die Noord-Kaap, in Kimberley, Appington, waar dit 43 grade is, en nou neil jy in daai baie warm temperature, die masjien het beskerming in, so hy gaan jou stop, om die elektronika te beskerm, so dat ons net vir jou kan sê, weet jy wat, dit is omdat dit so warm is, neil eerder môreoggend vroeg, as almal nog slaap, drink 'n koffie, 6 uur die oggend in 'n neil gou, moenie vanaand op die warmste van die dag neil nie. Natuurlik ventilasie, belangrik, hou dit oop, dat die masjien kan asemhaal, soos met enige ander elektronika. Ek gaan nou maar net weer bietjie probeer, daar is hy, probeer uitzoom vir julle. So ja, as ek sê, hou die masjien oop langs die kante, dat hy net kan asemhaal. En ja, hier's nie regtig veel iets nie, so dit is die masjien, en dan natuurlik op die hoofskerm, hierso is ons quick anneal mode, so wat dit beteken is, sodra jy 'n dop ingooi, gaan die masjien hom dit outomaties optel, en hy gaan dadelik anneal, en dis natuurlik waar jy ook 'n auto feeder, wat ons nie vervaardig nie, maar daar is derde partye, en ons kan julle verwys, en ouens gebruik Dillons, vir al die Amerikaanse mark, kan ons julle verwys na dit toe, dit is waar jy dit aansit, so jy nie elke keer die knoppie daar of daar hoef te druk, om 'n dop te anneal nie. Soos ek sê, alles, onthou, skerm, wat jy raak skerm, alles gebeur, alles beweeg. Sou jy dop insit, en hier's nou niks in nie, dan gaan hy hom vir jou uitgooi, en ja, so dis basies ons skerm en ons goed, wat jy hier sien, en wat jy hier kan verander. Ek dink kom ons noem dit maar 'n bekendstellingsvideo, en 'n viering van 'n eerste jaar, wat die masjien in die mark nou kommersieel beskikbaar is. Ons het hom April maand laas jaar by Hantex die eerste keer te koop aangebied, maar Maart maand is hy nou al 'n jaar, kommersieel wil ek eintlik sê, afgehandel, gesertifiseer, alles, en is daar buite gesit. Julle sal ook sien, die quick anneal is op die raakskerm touchscreen, is hy rooi, waarop ons, kom ons sê, ons eerste generasie of standaard masjien, wat die knoppie weergawe is, wat nie die aanraak het, en die baie vermoëns wat hier is, wat ons vir julle gaan verduidelik nog nie, is dan natuurlik blou. Dis ook maar net vir ons om te onderskei. So baie dankie vir julle geduld, en luister en kyk, maar ek dink dis die eerste bekendstelling van dit, om bietjie meer te hoor en te sien. Ek glo ons sal maar so bietjie opvolg video's dan nou maar maak van, hoe stel ons 'n dop op, hoe bepaal ons sy tyd, hoe anneal ons hom, hoe sit ons hierdie goedjies aan, en dan natuurlik op die waardes,
hoe sorteer ons doppe, veral vir kompetisieskits, hoe wys ons vir jou wat is 'n swak dop, wat is 'n goeie dop, sonder dat jy kompetisies dierpreset moet gaan koop en agterkom op die einde van die proses, jou nek spanning is te styf, want dit is maar waaroor alles gaan, is bullet grip en neck tension. Jammer vir die Engels, maar ja, dit is nou maar die algemene term wat almal verstaan. So dan gaan ons wys hoe die masjien per eniel, elke liewe dop wat hy eniel, hier's 'n hele klompie sensors, meet ons dit en ons gee vir jou daai waarde. As jy 'n kompetisiepersoon is, jy soek nie daai slegte dop wat jou gaan klere kos, jou kompetisie gaan kos nie. Die masjien gaan dit vir jou wys, hoe wys hy dit, hoe kan jy daarna gaan kyk. So dis 'n mond vol en ja, ons gaan dit doen en ons sê vir julle dankie en dankie vir die ondersteuning vir die afgelope 7 jaar wat ons al besig met dit is. En dis lekker as ons die mense sien en die mense ontmoet. Ons waardeer dit en elke liewe aanmerking en goed, ons vat dit ter harte en waar dit moontlik is en waar dit 'n verskil maak, want ons wil hê die masjiene en die produk moet op die einde van die dag 'n verskil op teiken maak, is goed wat ons na kyk en wat ons dan ook sal inkorporeer. Baie dankie en dan sien ons julle in die volgende video's.